Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom vanmôre by Wandel saam met God. My naam is Etienne Dievenage en dit is vir my 'n wonderlike voorreg om ook so die woord van die Here met julle elkeen te kan deel in hierdie môre. En nou vriende, die gebed van my hart is dat ons ook so nader aan die Here sal groei, dat ons daders van die woord sal wees, dat ons die woord sal bepuins en dat ons die woord in ons hart sal bære, soos wat Dawid ook vir ons kom leer, dat hy menigte kere het hy die woord in sy hart gebære en het hy ook so vasgehou aan die woord. En die psalmdigter kom leer vir ons ook in Psalm 119 en hy sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. 'n Bekende prediker met die naam van Charles Spurgeon het een keer vir sy studente gesê dat hulle moet so vol wees van die woord, dat as iemand hulle sny, dat hulle die Bybel sal broei. En dieselfde met ons, dat ons so vol sal wees met die woord van die Here, en dat ons hierdie woord, vriende, sal omhels en sal lief hê, en dat ons dit ook so met ander sal deel. Nou, die gedeelte wat ek in hierdie môre met ons wil deel, vriende, vind ons in Prediker 12 vers 5, en ek gaan net die laaste verse vir ons voorhou van hierdie gedeelte in vers 5 wat sê, want die mens gaan na sy ewige huis en die rouklaars sal op die straat rondgaan. En ek wil dan vanmôre met ons praat oor hierdie baie belangrike onderwerp, en dit is die mens gaan na sy ewige huis. Nou vriende, wanneer ons ook dan nou Prediker 12 bestudeer, dan kom ons agter dat Salomo ook dan nou vir ons in hierdie gedeelte die verloop van die lewe beskryf. Met ander woorde, hy beskryf hoe die mens soos wat hy ouer raak, begin sy kragte ook dan nou af te neem, en hy kan nie meer altyd dinge doen soos wat hy dit altyd gedoen het nie, en hy kom ook dan nou by hierdie punt, waar hy ook dan op die einde van die dag dan ook so moet sterwe. En dit is iets wat ons vandag vind, wat nie baie oor gepraat word nie. Jy sien vriende, mense wil nie vandag praat oor twee dinge nie, en dit is die dood en waar jy die ewigheid hierna gaan spandeer. Die oomblik wanneer ons met iemand daaroor begin praat, dan begin hulle die gesprek te verander, want mense wil net dink aan die hier en die nou. Mense wil net nou die lewe geniet, maar hulle dink nie aan hierdie feit dat hulle gaan sterf nie, en dan ook waar hulle die ewigheid gaan deurbring. En ons moet ook vanmôre verstaan, vriende, dat elkeen van ons gaan nie vir ewig lewe hier op aarde nie, of ons nou vanmôre daarvan hou of nie. Ek en u gaan eendag tot sterwe kom, en wanneer ons ook net dan 'n paar hoofstukke teruglees in Prediker, dan kom ons daar by Prediker 3 wat sê dat daar's 'n tyd om gebore te word, en daar is 'n tyd om te sterwe. En dit is wat ons vanmôre moet raak sien, dat net soos wat die Here my en jou geboortedatum bepaal het, so het hy ook my en jou sterfdatum bepaal. En ons weet nie wat is daai datum nie, vriende, net die Here alleen weet vanmôre. En daardeur is dit nodig dat ek en u, terwyl ons elke dag geleentheid kry, sal seker maak dat ons saak met die Here reg is. En nou is dit belangrik dat ons sal let op dit wat volgende nou gaan kom, vriende, want hierdie is 'n baie ernstige boodskap, en ek wil dit vanmôre met die liefde in my hart, wil ek dit met u deel. En dit is dat wanneer die woord vir ons sê dat die mens gaan na sy ewige huis, dan moet ons vanmôre verstaan, daar is twee plekke waar jy sal opeindig in die lewe hierna, en dit is die hemel of die hel. Nou vriende, ons lewe in 'n tyd waar daar vandag baie gefokus word slegs op die hemel. Daar word nie vandag van meeste kansels af gepraat oor die hel nie. Dit is amper of asof mense hierdie vermy. Hulle sê nie vir mense oor die hel nie. Maar vriende, die woord van die Here kom leer vir my en vir jou baie duidelik, dat as jy nie weergebore word hier op aarde nie, as jy nie tot bekering kom nie, as jy nie by Christus Jesus uitkom nie, dan sal jou eindbestemming wees in die poel van vuur. Ja, vriende, ek gaan vir u 'n vers voorhou dat u vanmôre ook so kan weet dit wat die woord sê. Kom ons lees gou saam. En dit vind ons in Openbaring 20 vers 15 wat sê, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. En dan ook lees ons in Johannes 3 vers 3, vriende, 'n bekende gedeelte waarop ons ook moet ag gee. Ek hou vir u voor. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
So, die Here Jesus kom maak dit duidelik en sê, as jy nie hier op aarde weergebore word nie, met ander woorde, jy besef jy's 'n verlore sondaar, jy besef dat Christus alleen kan jou red, en jy roep uit na die Here Jesus, jy bekeer jou tot hom. Jy draai weg van jou sonde na Christus toe en jy vra vir Christus om jou siel te kom red uit genade en jy jou geloof in hom plaas dat hy vir jou gesterf het aan die kruis en die Here Jesus jou kom nuut maak en jou die lewe kom gee. As jy by daardie punt uitkom, vriende, waar jy by die kruis uitkom en Christus jou kom red en jou kom nuut maak en jou lewe verander nie en jy ewige lewe ontvang in hom nie, dan sê die woord vir ons, as jy tot sterwe kom en jy sterwe in jou verlore toestand, jy sterwe sonder die Here Jesus, dan sal jy vir ewig verlore gaan en sal jou ewige huis die poel van vuur wees. En dit is wat ons vanmôre moet raak sien, vriende, slegs as jy in hierdie lewe by die Here Jesus uitgekom het en jy geantwoord het op Jesus se roepstem en hy jou kom nuut maak het, dan alleen wanneer jy sterwe en jy sterwe in Christus, jy sterwe as 'n kind van die Here en jou naam is in die boek van die lewe geskrywe, dan alleen sal jou eindbestemming die hemel wees. En dit is wat ons nodig het om vanmôre te verstaan, vriende. En dit is wat die Here Jesus ook, terwyl hy op aarde was, het hy hierdie boodskap verkondig. Jy sien, wanneer ons die woord lees, dan lees ons dat inteendeel die Here Jesus meer die mense gewaarsku oor die hel. Hy het vir hulle gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy het vir die fariseërs en die skrifgeleerdes gesê dat ander geslag, hoe sal julle die hel ontvlug? En daardeur het ons nodig om vanmôre te verstaan, vriende, daar's slegs 2 weë in hierdie lewe. Dit is die breë weg of die nou weg. En lees Matteus 7 vers 13 tot 14 wat die Here Jesus dit uitdruklik gesê het, wat hy gesê het, gaan in deur die nou weg, want breed is die poort en wyd is die pad wat aan die verderf lei en daar's baie wat daardeur ingaan, maar hy sê maar hy sê die nou poort is nou en hy sê daar's min wat dit vind. En daardeur, vriende, moet ons besef dat jy's of vanmôre op die breë weg, waar jy nog in jou verlore toestand verkeer, waar jy Jesus nog nie ken nie, waar jy nog bekend staan as 'n vyand van God en waar jy dan op pad is na ewige verdoemenis, of jy's vanmôre op die nou weg omdat jy kan getuig dat jy by die kruis uitgekom het, omdat Christus jou kom nuut maak het, omdat Christus jou kom verander het, en het jy dan daardie vaste versekering dat as jy aan Christus behoort en jy sterwe, dan sal jou ewige tuiste in die hemel wees. En vriende, het jy al ooit daaraan gedink hoe lank 'n ewigheid is? 'n Ewigheid is lank. 'n Ewigheid hou nie op nie. Daardeur kan ons nie bekostig om hier op aarde tyd te mors, en daardeur kan u nie vanmôre bekostig, vriende, om verder so aan te gaan as jy vanmôre nie seker is of jy aan die Here behoort nie, of jy nie vanmôre seker is waar jy sal wees as jy tot sterwe kom nie. As daar vanmôre onsekerheid is, as jy vanmôre die Here Jesus nog nie ken nie, as jy vanmôre nog op die breë weg is, my liewe vriend, dan is dit nodig dat jy vanmôre jou sal bekeer. Dan is dit nodig dat jy vanmôre jou saak met die Here sal regmaak, voordat dit vir ewig en vir altyd te laat is. Vriende, hoor gou mooi, na die dood gaan dan nie weer kans wees vir jou om jou saak reg te maak nie. As jy eers gesterwe het en het gesterwe sonder die Here, dan sal dit vir ewig en vir altyd te laat wees vir jou. Daardeur is die tyd nou. Daardeur sê die Here in sy woord, kom nou na my toe en laat ons die saak uitmaak. En vriende, maak nie saak vanmôre hoe groot jou sonde mag wees nie. Die Here Jesus kan dit vanmôre wegneem. Die Here Jesus kan jou vanmôre nuut maak. Die Here Jesus kan jou vanmôre sy kind maak. Daar is krag in die bloed van die lam. En ag vriende, ek wil vanmôre, wil ek ernstig met u praat. Wil ek vir u vra vanmôre, kom na die Here toe. Kom maak vanmôre jou saak met die Here reg. Kom vanmôre, moenie langer uitstel nie. En kom vra die Here dat hy ook jou siel sal red, dat hy hierdie wonderlike ewige lewe vir jou sal gee, en dat hy ook hierdie wonderlike verlossing aan jou sal skenk. Vriende, wil jy ook vanmôre tyd neem om ook hierdie boodskap met ander te deel? U weet dalk miskien van geliefdes wat nog nie aan die Here behoort nie. U weet dalk miskien van geliefdes wat dalk miskien onder hierdie indruk is dat hulle dink hulle gaan hemel toe omdat hulle al hierdie goeie werke doen en omdat hulle kerk toe gaan en omdat hulle predikant vir hulle gesê het hulle gaan hemel toe, en wil jy vanmôre met hulle deel en sê, luister, as jy nie vanmôre kan getuig dat jy skoon gewas is deur die bloed, dat jy by die kruis uitgekom het, dat jy in 'n lewende verhouding met die Here Jesus staan nie, dan het jy nodig om vanmôre dit te doen.
en het jy nodig om vanmôre seker te maak en ook so jou saak reg te maak. Mag die Here u genade gee, vriende, mag u hierdie gedagte bepeins en mag u ook so vanmôre, as u daardie sekerheid het waar jou ewige tuiste gaan wees, dat jy die Here sal dank en dat jy ook ander sal waarsku. Mag jy 'n geseënde dag hê en groete en seën vir u elkeen.